Ons sing vanaand hierdie lied, Make Room. Here, kom en maak spasie. Maar ek wil hê daar waar jy staan vanaand, moet jy net jouself dink in 'n kamer. In 'n kamer in jou huis, dalk jou persoonlike slaapkamer. En ek wil hê jy moet soos jy dink jy aan waar alles staan. Terwyl jy daaraan dink aan iets wat jy so graag wil hê. Miskien is dit daai splinternuwe TV. Miskien is dit daai nuwe luukse bed wat jy gesien het, of 'n nuwe speeltafel, of 'n nuwe spieël wat jy soek. Maar voordat die nuut kan inkom, moet die oud eers uitgaan. En vanaand sien ek letterlik hoe die Here kom om spasie te maak in jou hart. Waar jy moet kom op 'n plek waar jy sê, Here, ek wil so graag liefde in my hart hê, maar eers moet ek haat uitskuif. Here, ek wil so graag humble wees, Here, maar eers moet ek trots uitskuif. Here, ek wil so graag liefde hê vir elke persoon, maar eers moet ek daai irritasie uitskuif. En al wie jou kan help om daai spasie in jou hart vanaand te kom maak is die Here. So ek wil hê daar waar jy staan, om letterlik vanaand dit visueel te doen. Om jou 2 hande voor jou uit te stoot. Die een is wat jy gaan vat en wat jy gaan weggee, en die ander ene is wat jy by die Here vat. As jy vanaand sê, Here, ek moet my trots weggee, vat jy in jou linkerhand, vat daai trots. Of wat ook al dit is, vat daai trots en gee dit vir die Here. Maar dan met jou regterhand sê, Here, ek vat humility. Here, ek vat humbleness. Here, ek vat u liefde en ek stoot uit die haat. Jy weet wat jy nodig het vanaand. Jy weet wat jy vanaand vir die Here moet gee en wat vanaand spasie voor gemaak moet word. Net daar waar jy is, sê net vir die Here, Here, kom en bestudeer my hart. Here, kom en hol uit die wat lelik is en Here, kom vervang dit met wie u is. Dankie, Here, dat ons vanaand oor elke persoon kan bid. Here, elke persoon wat vanaand hier staan, Here, u weet vanaand wat uitgegee word. Here, u weet vanaand wat se spasie gemaak word. Here, maar u weet ook wat se spasie vanaand vervul moet word. U weet waarmee dit vanaand vervul moet word. En Here, ek bid vanaand dat u daai spasie kom vul. Here, maar ek bid soos elkeen van ons vanaand hier staan, verwagtend vir wat u vanaand gaan kom doen. Gereed vir wat u vanaand in ons lewens wil kom doen. Here, bid ek dat u vanaand hierdie woord sal sien. Dat u vanaand elke hart sal voorberei, Here, dat dit op die woord vanaand op vrugbare grond sal val, Here Jesus. Here, ons gee aan u al die glorie, alle eer, alle aanbidding. En ons sê vir u dankie vir die goedheid en vir u guns. Amen. Wil julle nie vanaand vir die Here net 'n handeklap gee nie? Amen. Kom ons gee net nog 'n handeklap vir ons band vanaand. Amen. Dit is vanaand vir my weer 'n voorreg om vir julle weer die woord te bring. En terwyl ek voorberei in die week, dink ek aan ons tema met die naam gekroon. En ek kom by, ek weet nie van julle nie, maar ek dink meeste van ons toe ons jonger was, het ons self gesien as 'n prins of 'n prinses. Het dalk daai Burger King krone wat ons volunteerspan aan het dit gevat en op jou kop gesit en jy het jouself gesien as hierdie prins of hierdie prinses. As hierdie koning. Ek dink baie van die meisies weet, hulle is die prinsesse van hulle pa se hart. Ek weet, ek is die jongste van 3, 'n boetie en 'n sussie, en my sussie was totaal en al die prinses van ons huis. Ek en my broer doen iets, ons kan in die moeilikheid kom, as my sussie iets doen, ag, is okay. Ek en my broer kom nog steeds in die moeilikheid daarvoor. Dis maar hoe dit was. Kan enig van julle relate op dit vanaand? Miskien het jy nie 'n sussie nie, maar miskien is jy die een wat gespeel het en jy's die prins of die prinses. Maar wat saam met daai prins of prinses gekom het, was ook 'n bietjie van 'n ego. 'n bietjie van 'n I am the king of the town. Ek kan doen net wat ek wil, want ek is 'n prins. Ek is 'n prinses, en ons weet dat ons is 'n prins en 'n prinses van die Allerhoogste.
Maar vanaand wil ek kom praat oor wat beteken hierdie kroon. Wat is 'n kroon? Die definisie van 'n kroon is 'n tradisionele kopversiering, dikwels met juweliertjies versier, wat deur monarge gedra word as 'n simbool van soewereinheid, mag en waardigheid. So terwyl ek dit lees wat vir my so uitgestaan het, in die Engels sê it is a head ornament. Dis eintlik net 'n ornament. Die kroon beteken eintlik niks nie. Nog 'n vraag wat ek gaan vra het, was wat maak werklik 'n goeie koning? Wat is 'n koning? En dit sê 'n ware koning word nie deur 'n kroon gedefinieer nie. En net daar besef ek, die kroon is nie waaroor dit gaan nie. Die kroon is nie wat 'n koning of 'n koningin maak nie. Dit gaan nie oor die kroon nie, maar dit gaan oor wie dra die kroon. Dit gaan oor die hart onder die kroon. En dis waar ek vanaand wil kom stil staan. Is wat is die hart van daai kroon? Want net soos ek gesê het, ons as die jonger self, wanneer jy daai kroon dra, daai ego wat kom. Baie van ons kry 'n ego wanneer daai kroon kom. Maar ek is net die beste. En 'n kroon kan vanaand nie net 'n spesifieke kroon wees nie. Maar miskien is dit, jy is die slimste in jou graad en jy dra daai kroon met trots. Of miskien is jy die CEO van jou besigheid, of jy fill in the blank. Jy weet wat vanaand jou kroon is. En vanaand wil ek vir jou vra, wat is jou hart onder jou kroon? Waar is jou hart? Waar is jou hart onder die kroon? Terwyl ek dit gaan soek, gaan lees ek bietjie oor, wat sê die Bybel vir ons oor 'n koning, of oor 'n kroon? En ons lees in Deuteronomium 17 vers 18 tot 19, wanneer hy as koning oor sy ryk regeer, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet maak. Hiervoor moet hy die eksemplaar van die Levitiese priesters gebruik. Hy moet die afskrif by hom hou en sy lewe lank moet hy dit gereeld lees, sodat hy kan leer om die Here sy God te dien deur gehoorsaam te wees aan alles in hierdie wet en om volgens al hierdie voorskrifte te lewe. Dit is eintlik die betekenis van hierdie kroon. Die Here gee eintlik vir ons 'n job description, 'n werksverpligting van wat 'n koning moet wees. Eerstens, skryf die wet uit. Lees die wet daagliks, vrees die Here, moenie trots word nie en gehoorsaam God se belofte. 'n Bybelse beginsel is dat 'n goeie koning nie homself sien bo sy mense nie. As ons kyk na hierdie movies van konings en koninginne, sien hulle altyd hulle mense as the peasants. En dis duidelik wat die woord sê jy nie moet doen nie. Dat jy nie jouself bo ander mense sit nie, maar as koning, as baas, as leier, sien jouself as een van hulle. Sien jouself as saam met hulle. En ek het met dit het ek bietjie gaan soek van hierdie konings in die Bybel. Ons het vir die laaste 2 weke van 2 verskillende konings gehoor. Van Dawid, en die eerste week het ons ook van 'n koning gehoor, maar hierdie week wil ek met julle kom praat oor 5 konings. En hoekom ek spesifiek hierdie 5 gekies het, is want hierdie is 'n bloedlyn van konings. Almal is mekaar se oupas, so dit begin by Agas, sy seun Hiskia, dan gaan ons na sy seun Manasse toe, na sy seun Amon en na sy seun Josia. So elke een van hierdie mans was koning en hulle het gerein oor 133 jaar. Was hulle die konings van Juda gewees. Mense sal hoor vanaand dat elke een het vir iets anders gestaan. Ons begin by koning Agas, wat hy het begin rein toe hy 20 jaar oud was, en hy was op die troon vir 16 jaar. Maar hierdie koning, die eerste ding wat ek lees toe ek oor hom gaan lees, hy was glad nie 'n goeie koning gewees nie. Hy het glad nie gestaan waarvoor God gesê het hy moet staan nie. Hy het nie een van hierdie beginsels in Deuteronomium bygestaan nie. Ons lees dat hy het meer vertrou op ander gode, op ander konings as op God.
Hy het meer gestaan vir ander goed. Hy het self sy eie seun verbrand. Hy het gode aanbid wat, ek kan nie eens vir jou sê wat se gode hierdie was nie. Hy het begin witchcraft doen. Hy was 'n horribale koning. Maar nie net dit nie, hy het in die tempel ingegaan en hy het die tempel begin verwoes. Ons lees in 2 Konings 16 vers 7, toe stuur Agas 'n boodskap na koning Tiglat-Pileser van Assirië. Ek is u onderdaan en seun. Ruk op en bevry my uit die mag van die koning van Aram en van die koning van Israel, hulle val my aan. Hierso sien ons dat Agas was in 'n plek waar ander konings hom begin aanval het. Want hy het eintlik begin dobbel met sy geld. En daarso toe hy op sy einde is, toe hy besef hy word aangeval, roep hy nie uit na God nie, hy roep nie uit na ons koning toe nie, maar hy roep uit na 'n ander koning toe. Deur om vir hom te vra, kom help my, kom en staan by my. Maar dit het regtig nie vir hom goed uitgedraai nie. En ons lees verder, dat die belangrikste deel van sy storie, was dat die kroon het hom mag gegee, maar sy hart het hom geestelik vernietig. Wat ek van hom wil sê vanaand, is dat hy was iemand wat 'n beskadigde hart gehad het. Sy hart was werklik stikkend, dit was net vir die dinge van die wêreld, dit was net vir rykdom, dit was net vir ek moet gesien word as die beste. En vanaand wil ek vir jou vra, is jy dalk besig om so 'n kroon te dra? 'n kroon te dra, wil jy nie skiet vir wat Jesus vir jou het nie, wil jy nie uitdrin na wat God vir jou het nie, maar wat jy uitdrin vir wat mense jou voorsien, vir hoe mense jou gaan onthou. Want ons dink mense gaan ons onthou as hierdie powerful man, want hy was powerful. Maar hy het hom onthou as 'n slegte koning. Want hy het sy krag op 'n verkeerde plek probeer gebruik. Later gee hy oor aan sy seun, koning Hiskia. En koning Hiskia was 'n toegewyde man, maar hy het ook 'n onvolmaakte hart gehad. Ons lees in 2 Kronieke 18 vers 5 tot 6, Hiskia het op die Here, die God van Israel vertrou. Nie een van al die konings van Juda voor of na Hiskia was soos hy nie. Hy was getrou aan die Here en het nie van hom af weggedraai nie. Hiskia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het. So Hiskia het gekom na sy pa en hy het gesê, weet jy wat, hierdie is nie die regte ding nie, en hy het tempels en hy goed wat koning Agas gemaak het, hy begin afbreek. Hy het afgebreek en gesê, Here, ek gaan agter u aan. Here, u is my koning, Here, u is ons Vader. Maar hierso lees ons dat Hiskia was 'n regtig 'n goeie man. Hy was ook in 'n plek waar ander konings hom wou aanval. Hy was ook op 'n plek waar hulle hom niks gelike het nie. En ons sien dit in 2 Konings 19, waar hulle sê, Hiskia het die briewe van die gesante gebring, wat die gesante gebring het, gevat en gelees. Daarna het hy na die huis van die Here toe gegaan en die briewe voor die Here oopgesprei. Hy het daai brief gevat en hy het voor die Here gesit en hy het gesê, Here, u alleen weet wat hier moet gebeur. U alleen weet dat ek het nie die mag om dit te fight nie. Maar Here, u is my koning. U is die een wat hierdie vir ons kan fight. En dit het regtig goed gegaan vir Hiskia, maar hy het daar so 'n trots begin kry. Want hy was regtig 'n ryk man gewees. Maar hy het 'n trots gekry deur om te sê, weet jy wat, ek is 'n goeie koning. En hy het begin neerkyk op die dinge van die Here. Hy het begin minder omgee oor die dinge van die Here. En ons lees in Spreuke 4 vers 23, bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Sy hart was nog nie reg nie. Sy hart het nog gif ingehad. Ek sê daai onder balkies, maar dit is wat dit was, want hierdie trots het hom oorgang. Want sien, baie van ons is op daai plek waar ons nie weet ons dra 'n kroon van trots nie. So rukkie terug, net toe ek hier aankom,
het ek waar ek geloop het, as mense gepraat het van Zayn, dan het hulle gesê, joh, daai humble ou. Daai humble ou wat altyd net glimlag, wat altyd eerste iets doen vir iemand anders. Maar daai humble ou het begin trots word oor die feit dat hy humble is. En eendag bid ek en die Here kom sê vir my, Zayn, jy mag dalk boast oor die feit dat jy humble is, maar omdat jy trots het oor daai, maak dit jou nog steeds humble. Ons dink dalk nie ons is humble nie, maar miskien is daai kroon besig om so te oorheers, dat ons vergeet wat in ons harte aangaan, soos koning Heskia. Waar hy so gefokus het op hoe goed hy doen, deur die mag van God, dat hy vergeet het dat dit deur die mag van God is, in die eerste plek. Na hom gee hy oor aan 'n koning wat, ja, hierdie koning was die slegste koning wat Juda gesien het. Koning Manasse het gekom en hy het alles wat sy pa gebou het hy afgebreek. Hy het ander gode in die tempel gebring, nou ontgaan die woord my heeltemal, maar die offer wat voor in die tempel was, waar hulle offers gebring het hy gevat en hy het daai offer weggevat. Hy het dit gebreek, hy het gesê, weet jy wat, ons gaan nie offer aan God nie. En hy het eintlik daai goeders gaan vervang met 'n prent van die seksgodin. En hulle het begin vieslike goed aanbid. Hy het begin lelike goed aanbid. Al wat vir hom saak gemaak het, was hierdie goeders. Ons lees in 2 Konings, hy het gedoen wat verkeerd was vir die Here. Hy het die afskuwelike gebruike van die heiden nasie, wat die Here voor die Israeliete uit die land gedryf het, nagevolg. Dat hy alles wat sy pa opgebou het hy nog steeds afgebreek. Het hy gesê, ek gee nie om hieroor nie, ek gaan aangaan. En daar vind hy ook homself in 'n plek waar hy in oorlog kom en hulle gaan eintlik om hom te arresteer. Hy word gearresteer en hy word in 'n gevangenis gegooi. En daarso kom hy op 'n plek waar hy neerval. En ons lees dit in 2 Kronieke waar hy sê, terwyl hy in die diepste nood was, het Manasse die Here sy God om genade gevra en hom voor die God van sy voorouers Toe hy bid, het die Here na hom geluister en sy gebed verhoor en hom laat terugkeer na Jerusalem en sy koninkryk. Manasse het uiteindelik besef dat net die Here God is. Hy het 'n draaipunt gehad. Hy het besef dat, weet jy wat, net die Here, dis net die Here wat hierdie vir my kan doen. Net die Here kan my vat en my terugvat na my koninkryk toe. Ek was in die verkeerd gewees en die Here het hom kom haal uit sy duisternis uit. Miskien sit jy hier vanaand en jy het so 'n goeie voorbeeld gehad, maar jy het iets van jou lewe gemaak wat nie in die Bybel staan nie. Jy het werklik gedwaal van die woord van God en jy sit hier vanaand en jy sê, ek het daai draaipunt nodig. Is dit dalk tyd om daai kroon neer te lê en te sê, Here, hier is ek. Here, hier is my kroon van trots. Here, hier is my kroon van krag. Want Here, daai krag is nie goed genoeg nie. U krag alleen is wat my gaan deurdra. U krag alleen is wat my terugbring na my koninkryk toe. En Manasse begin en hy haal al daai goed uit die tempel uit. Al daai gode, al daai dinge wat hy gemaak het, haal hy af en hy sê, Here, hier is dit. Hulle sê eintlik hy bou 'n groter tempel. Hy bou die mure groter op. Deur om te sê, Here, hier is u stad. Hierdie is u plek. Hierdie is net vir u. Later sterf hy en hy gee oor aan sy seun, koning Amon. Hy het net vir 2 jaar gelei, want hierdie man het 'n harde hart gehad. Alles wat sy pa opgebou het, het hy weer eens afgebreek. Weer eens ander gode, ander dinge wou kom insit. Maar terwyl ek voorberei en ek kyk na die verskillende jare wat hulle reën, besef ek dat van Heskia af, as Manasse nie sy hart aan die Here gegee het nie, sou sy reën ook baie kort gewees het. En hier kom hy by Amon en hy reën net 2 jaar, want sy hart was nie reg gewees nie. En ek kan sien hier waar die Here besig is om leiers op te bou, maar waar hy ook die leiers vir sy harte nie reg is nie, minder tyd gee.
En Amon was regtig, ons lees in 2 Kronieke 33, waar hulle sê, hy was 'n slegte man gewees. Hy was regtig 'n horribale koning gewees. So erg, dat die mense gegaan het en hom in sy paleis doodgemaak het. En gesê het, ons soek nie so 'n koning wat nie die Here dien nie. Dat hulle selfs die mans onder hom ook gaan doodmaak het. En die mense besluit, ons gaan nou 'n koning self aanstel, en dit is koning Josia. Josia was slegs 8 jaar oud, toe hy gekroon word as koning. Maar die eerste deel wat ons van hom lees, in 2 Konings 22 vers 2, is, hy het gedoen wat vir die Here reg was, en het die voorbeeld van sy voorvader Dawid nagevolg, sonder om daarvan links of regs af te wyk. Hierdie was 'n regte koning, wat van die ouderdom 8 af gesê het, ek gaan staan net vir die Here. Hulle noem hom eintlik 'n koning met 'n baie teer hart, 'n sagte hart, 'n sagte hart vir die werk van God, vir die werke van die Here. Hy kom op 'n plek waar hulle die tempel begin afbreek om 'n nuwe tempel op te bou. Maar soos hulle die tempel afbreek, kom hulle af op die oorspronklike wette wat onder die tempel weggesteek was. En Josia kry dit en hulle bring dit aan hom en hy begin dit lees. En ons lees in 2 Konings 22 vers 11 waar hy sê, toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur. Hy het gekom op 'n plek waar hy heeltemal homself ontkleed, waar sy klere uitskeur en hy homself verneder en sê, Here, ons het sleg gelewe. Here, ons het nie gedoen wat U wil hê ons moet doen nie. Here, hier is alles. En ek praat in die week met Taniek en ons praat oor hierdie preek en sy sê vir my, sy sien letterlik hoe dit 'n generasielyn is, net daar met daai klere wat hy afbreek. Voor hy met daai klere sê, ek breek hierdie generasielyn af. Ek breek af al die slegte goed van wat voorheen gebeur het. Want as ons gaan kyk, Agas was baie sleg. Sy seun na hom, 'n fenominale koning. Sy seun na hom breek weer alles af. Maar hy kry 'n hartverskywing en hy kom op 'n plek waar hy weer dit opbou vir God. En sy seun breek weer alles af. Maar dit kom by Josia wat nie net die tempel afbreek nie, maar hy breek af al die goed wat agter hom was. Baie van ons sit vanaand hierso met daai kroon as gevolg van vorige generasies. As gevolg van ouers, as gevolg van voorouers wat werklik nie die regte pad gevolg het nie. Ons sit op 'n plek waar ons staan en ons sê, Here, ek weet wie U is, maar ek bly in die sondige dinge van die wêreld. Ek bly in die sondige dinge van my voorouers. Ek was nie so lank terug nie, is ek presies in daai situasie gewees, op 'n plek waar my hele familie, my ouers uitskuif. Omdat hulle nie staan vir wat God hulle voor geroep het nie. Omdat hulle nie 'n hart het wat sag is vir God se mense nie. Hulle hart is om hulle self bo te bou. En ek kom op 'n plek waar ek daai kontak moet breek. Deur om te sê, Here, ek gaan dit breek en ek gaan hierdie water vat en ek gaan ingooi totdat al die sleg uit is. Ek gaan my hart heeltemal gaan verspoel. Want ek en jy het vandag die keuse om daai kroon te vat en om te gaan neerlê en te sê, Here, dit is nie wie U my geroep het om te wees nie. Here, dit is nie wat U vir ons wou gehad het nie. Here, U is my koning. En ek breek alles af wat voorheen gebeur het. Here, ek gaan die nuwe generasie wees. Ek gaan die voorbeeld wees wat staan, wat die wet gaan lees, wat elke dag nog gaan kyk, wat elke dag dit gaan toevoer, soos wat Deuteronomium sê ek moet. Here, ek gaan oorbegin. Ons lees verder in 2 Konings waar hy sê, jy was berouvol. Jy was berouvol en het jouself voor die Here verneder. Toe jy hoor wat ek gesê het, ook oor hierdie plek en sy inwoners. Naamlik dat die land ontvolk
en vervloek sal word. Jy het jou klere geskeur en voor my gehuil as teken van berou. Ek het jou inderdaad gehoor, sê die Here. Wat net voor hierdie gebeur, net voor Josia koning word, het die Here gesê, hy gaan die volk van Juda vervloek. En as nie was vir Josia wat gekom het, en homself heeltemal verneder het nie, sê die Here nie vir hom gesê, dat omdat jy jouself heeltemal verneder het ek jou gehoor. Ek het jou inderdaad gehoor. Miskien staan jy op 'n plek waar jy weet jou familie voor jou het so gesondig. En jy probeer jou beste om uit dit uit te kom, maar dit voel as jy net bly vang. Sê die Here vanaand, verneder jouself heeltemal. Lê jouself neer. Lê jouself neer en tel op jou kruis elke dag. Ek het jou inderdaad gehoor, sê die Here. Want ons het op hierdie plek gekom waar ons dink, ons woorde maak nie saak nie. Maar as die was vir 'n 8-jarige koning, wat op 'n plek gekom het waar hy gesê het, Here, tot hier toe en nie verder nie. Elkeen van ons het 'n kroon wat ons dra. Elkeen van ons het iets wat ons weet ons by die voete van die Here moet neerlê. Iets wat ons weet ons hart besig is om te vernietig. Want die kroon is net 'n ornament. Maar dit is wat in jou hart is, wat saak maak. En as jy vanaand op 'n plek is, waar jy wil sê, Here, ek lê vanaand hierdie kroon neer. Here, ek lê vanaand heeltemal neer, wat nie van U is nie. Here, kom weer in my hart in. Here, maar kom nie net in my hart in nie. Kom en skeer af, kom en breek af die goeters van die verlede en begin oor. Here, kom en wys opnuut vir my wie U is. Kom en wys opnuut vir my waar U my wil hê. Want ek weet die Here het een en elkeen van ons op naam geroep. Die Here het een en elke een van ons geskape. Hy sê in Psalm 139 that He knit you together in His mother's womb. That you were woven together. En eendag gaan mediteer ek op hierdie woord en die Here wys vir my dat wanneer iets geweef word, wanneer iets gebrei word, is dit nie 'n vinnige taak nie. Want as een steek gemis word, moet die hele ding ontrafel word en oorbegin word. En die Here sê, ek het nie 'n enkele steek op jou gemis nie. Jy is wonderlik gemaak. You made wonderfully in my image. En niks wat in die verlede gebeur het, vat dit weg nie. Die Here vra van jou, ek wil jou kom was, ek wil jou kom in jou kom woon. Laat my net toe, maak net daai deur oop vanaand. So daar waar jy is, wil nie net jou oë toe maak nie. Ek wil nie net vanaand kom sê, Here, hier is ek. Here, hier is elke deel van my. Here, ek weet wat ek vanaand moet oorgee. Here, ek weet wat vanaand in my hart is, wat nie van U is nie. Here, maar dit wil ek nie meer vashou nie. Dit wil ek nie meer hê nie. Here, ek wil soos koning Josia kom, en ek wil my klere uittrek. Ek wil my verlede uittrek, dit afskeer, dit verbrand, en sê, Here, hier is ek, kom ons begin oor. Want die Here het vanaand 'n plan met jou lewe. Die Here het jou gemaak vir 'n plan en 'n doel. Jy moet net ja sê. En die eerste ja wat jy vanaand kan sê, is deur om ja te sê vir Jesus. Soos jy vanaand hier sê en sê, Here, ek het nodig om hierdie koning Jesus te ken. Ek het nodig om te hoor, wie is hierdie Jesus? Wil jy net daar waar jy sit, elke hoof is gebuig, elke oog is toe. Wil jy net jou hand hoog in die lug steek en sê, Here, vanaand gee ek my hart aan U. Here, vanaand is dit hier en klaar. Vanaand is ek klaar met die dinge van die verlede. Vanaand staan ek in die krag wat U vir my gegee het. Dankie vir daai hande. Maar nou wil ek vra dat julle vanaand saam met my kan bid. Saam met my bid. Ek gaan vra dat die hele kerk saam met ons bid. Dat die Here vanaand
iets niets in jou hart kom doen. Sê dankie Here. Dankie Here vir u genade, vir u goedheid. Here, dankie dat u vir my gesterf het. Here, dat u enigste seun gestuur het om vir my op daai kruis te gaan sterf. En 3 dae later weer op te staan. Here, vanaand bely ek met my mond en ek glo in my hart dat u is koning. U is my Vader. Here, kom en bestudeer my hart. Kom en vat wat nie van u is nie. Maar kom vervang dit met u genade. Met u liefde. Dankie Here. Dankie Abba Vader, Here, vir elke siel vanaand. Vir elke persoon vanaand. Here, ons sê ook dankie vir elke persoon wat vanaand kon besef dat ons iewers 'n kroon wat hulle moes weggee. Here, want dit gaan nie oor wat my mense voor my gedoen het nie. Dit gaan nie oor hoe goed hulle was of hoe sleg hulle was nie. Here, dit gaan oor die hier en die nou. Dit gaan oor my keuse. En Here, ons sê vir u dankie vir die keuse wat elke persoon vanaand gemaak het, Here, om te sê, Here, u is koning, u is Vader en dis wie ek wil wees. Ek wil strewe om meer soos u te wees, om u liefde vir u mense te hê, Here. Here, en ek sê vanaand vir u dankie vir elke hart. Elke hart wat vanaand versag moes word. Elke hart wat vanaand gemend moes word, Here, maar elke hart wat vanaand uitgespoel moes word. Here, en ons sê vir u dankie vir die goedheid en vir u guns, Here Jesus. Amen. Net vir ons afsluit, wil ek julle net een storie vertel, wat ek gehoor het toe ek baie klein was, en ek het hierby gestaan vir baie lank, en ek doen nog steeds. En dit is eendag kom daar 'n joernalis by 'n CEO, en hy gaan sit in sy kantoor, en hy begin bietjie met hom praat oor waar hierdie man vandaan kom. Hoe hy gekom het tot waar hy is. En hierdie man sê, en hierdie CEO sê vir hom, weet jy wat, ek het groot geword in 'n huis met 'n pa wat totaal en al 'n alkoholist was. Elke naweek was hy in 'n bar fight, elke naweek het hy in die tronk geslaap, in en uit, en dis al wat ek geken het. Ek het groot geword met 'n ma wat 'n drug addict was, wat, daar was nooit geld vir kos nie. Daar was nooit geld vir enigiets nie. Soos met ouers soos dit, wat verwag jy? Natuurlik gaan ek my lewe omdraai, en ek gaan iets maak van myself. En die joernalis is baie tevrede met wat hy hoor, en hy loop uit, en net soos hy uitloop, gee die CEO vir hom, hy sê vir hom, luister, hier is 'n kospakkie. Jy sal sien, soos jy by die deur uitloop, is daar 'n bankie, en daar's iemand wat daar so sit, 'n boemelaar. Wil net vir hom hierdie pakkie gee nie. En soos hierdie joernalis afloop, gaan gee hy vir hom die pakkie, en hy sit bietjie by hierdie man. En hy vra vir hom, hoekom gee hierdie CEO vir jou 'n kospakkie? Hoekom weet hy wie hy is? Ek meen, hy's 'n CEO, jy's 'n boemelaar. En hy sê vir hom, nee, hy is my broer. En hierdie joernalis wonder by homself, en hy is soos, okay, maar, hoekom sit jy hierso? Hoekom is jy hier? En hy sê, nee, hy's 'n alkoholist, hy's 'n drug addict. En hy begin vir hom dieselfde storie vertel. Met 'n pa soos dit, met 'n ma soos dit. Wat verwag jy? Selfde huis, selfde ouers, 2 verskillende stories. En dit is net soos hierdie lyn van konings. Selfde kroon, verskillende harte, verskillende stories, verskillende keuses. En in hierdie week het ek en jy die keuse om te sê, Here, ek gaan meer soos u wees, en ek gaan hierdie kroon neerlê. Ek hoef nie te wees soos die mense voor my nie. Al wie ek hoef te wees, is wie u gesê het ek moet wees. Wie u my gemaak het om te wees. Ons nooi julle graag om volgende week terug te kom na ons laaste deel van gekroon. Maar net voor ons gaan, wil ek net reg afsluit en net 'n gebed vir ons doen vir die week. Dankie Abba Vader, Here, dat ons vanaand oor hierdie week kan bid. Dat ons kan bid dat soos ons uitgaan, Here, dat ons onthou dat ons is gekroon met u, Here. Here, maar ek bid dat al die krone wat daar is, die dinge waaraan ons vashou, die dinge wat ons hart bitter maak, Here, bid ek dat ons kom neerlê. En dat ons in hierdie week introspeksie gaan doen in ons harte en sal gaan sien wat moet verander. Wat moet ons
uit gaan spoel? Wat moet ons gaan uithaal? Here, en ek bid soos vir elke persoon gaan, Here, dat hulle lig sal wees in hierdie week. Dat hulle in hierdie week sal uitgaan en net U naam sal verheerlik. Here, ons sê vir U dankie vir die goedheid, vir U guns en vir U genade. Amen. Amen. Dit was so goed om julle hier te sien. Sien julle volgende week.